Ek het so lieflike herinneringe uit my kinderdae. Soos ek het my ouers nie onder 'n doelwy geslaap nie, hulle het onder komberse geslaap. En ek kan nie onder 'n doelwy slaap, hierdie groot gedrog wat so oor jou lê in die nag. Ek slaap ook onder komberse. Nou, een van my mooiste herinneringe is my pappa. Hy was nie 'n man wat laat ingelê het nie, maar hier so van 5 uur af, dan het ek altyd gehoor, hy sit sy radiootjie so saggies aan. En dan lê hy nou daar, hy lê en broei nou, hy lê nou 'n bietjie in. In daai tyd was daar ook 'n soort monitorprogram aan, dan luister pappa nou bietjie oor die wêreld, en nou dat dit so diep koud soggens is, nou kry ek dit ook reg om 'n bietjie in te lê. Julle? Ek drapeer daai komberse so in my nek en so 'n stuk daarvan nie oor my kop, en dan lê en broei ek. Eers luister ek nou die landbouprogramme, hoor ek nou wat gaan waar aan, wat se diere is waar en hoe gaan dit reën en wat. En dan, ek is vreeslik lief vir Oudo Karelse. Hy doen mos hy 6 tot 7 program. Praat hy nou vir ons bietjie van die wêreld. En ek hou van die man se stem en sy opwinding oor die lewe. Dan luister ek so 'n bietjie in, en hierso so 6:15, dan voel ek so 'n lomerigheid wat so oor my kom. Dan druk ek my nog dieper in. Julle, en as ek wakker word, is dit 8:30. Nou hoor ek 'n mens is wat kan inlê nie, of nou nie gewoond is aan inlê nie. As ek nou 8:30 opstaan, dan is ek nou so dom soos 'n kluitgrond. 'n Kluit kan ook nie dom wees nie. Nee, dan voel ek so dik en dom, en ek is so stadig, en die hele dag probeer ek myself inhaal, want ek het te laat begin. Maar ek sê julle, daar's niks wat 'n mens so kan opkikker en jou so diep lekker laat kry, as jy jouself toelaat die môre om 'n bietjie in te lê. En vir meeste mense is daai inlê nou vir naweke beskore. So as jy die tyd kry, ek gaan lê nou vroeg genoeg in die aand, dat ek al daar ook sommer vir my begin inbroei en lê, dat my liggaam net reguit raak. Maar in die winter, probeer dit 'n bietjie. Lê in, as jy nou nie lief is vir radio luister nie, sit vir jou mooi musiek aan, of iets wat vir jou lekker is. En aan die buitekant my kamervenster is daar so 'n pragtige doringboom met verskeie neste in. Dan lê ek nou daar sielsalig, luister na Oudo, en ek kyk na die doringboom wat se voeltjies praat vroeg. Is nou 'n vink en 'n mossie wat lyk my te spiet hier het, maar ek luister hulle af. En dan raak my mos weer so lui, amper soos 'n ou babietjie, en dan dommel ek weer so 'n bietjie in. En daai lê, afgesien nou daarvan dat hy jou so dom maak, dat jy so agter is die hele dag, voel vir my so 'n dierbare stukkie bederf. En ek voel tot vandag nog sleg. Altyd in die week wat my mamma en pappa in die middag bietjie gaan skuins lê het, veral in die winter ook, was Sondagmiddag. Julle, en dis een van die min dinge in my lewe waaroor ek spyt is, laat ons so bitterstout was Sondagmiddag. Laat ons nou ons stomme ouers nou nie daai lekker inlê gegeen het nie. En nou vandat ek 'n bietjie ouer is, nou is ek vreeslik op my siesta. En ek is nogal ongeërg as 'n mens my kom herinner as ek 'n bietjie skuins lê. So ek kan nou vandag vergewe vra hier vir my ouers dat ons hulle so verplinter het met hulle lieflike siesta Sondagmiddag. Nou of jy onder 'n doelwy lê, en of jy onder komberse lê hierdie winter 'n bietjie in. Dat dit so 'n klein noot word, net so 'n paar keer in die week. Dat dit hierdie sagte tyd word met jouself, dat jy kan stil word en sommer so 'n bietjie wegdommel voor jy daar uitvlieg.